Die storie van Kiba se groeiende Adventiste kerk begin nie met geboue nie, maar met mense, getrou, aanpasbaar en gereed vir enigiets meer. In 1994 het leiers van Maranatha Volunteers Internasionaal vir die eerste keer na Kiba gereis. Wat hulle gevind het was beide ontnugterend, sowel as inspirerend. 'n Baie kerkgebou het agteruit gegaan, maar die geloof van die mense was sterk. In dieselfde jaar het Maranatha, 'n noue vennootskap met die 70 Adventiste kerk, ambisieuse inisiatief genaamd Christus vir Kiba van stapel gestuur. Die doelwit? Bou 100 nuwe kerke, herstel 100 ander en ondersteun 100 evangelisasieveldtogte. Maar wat gevolg het bo verwagting verloop. Maranatha het eintlik meer as 200 kerke reg oor die eiland gebou of opgeknap. Teen 1998, net 4 jaar in die poging, het kerklidmaatskap in Kiba meer as verdubbel, van 13.000 tot 29.000. En die groei het nie daar opgehou nie. Deur die jare heen was dit 'n kragtige vennootskap tussen Maranatha en die Adventiste kerk in Kiba. 'n Vennootskap gewortel in gedeelde sending en aangevuur deur deernis. In 2007 het die direkteur van Adventiste sending, Gary Krause, deur die strate van Havana gestap saam met Maranatha se president Don Noble. Hul gesprek het die hart van hierdie samewerking vasgevang. So Don, Kiba het werklik spesiaal geword, nie net vir Maranatha nie, maar ook vir jou persoonlikheid. Geen twyfel daaroor nie. Jy weet, ek was al soveel keer hier dat dit amper voel asof ek deel van die kultuur is. Ek het regtig geleer om die mense hier te waardeer en in 'n sekere sin hulle lief te hê. Jy weet, jy sien hulle situasie en jy wil regtig vir hulle gee wat hulle nie het nie. En ek praat nie van materiële dinge nie. Ek praat van geleenthede. Geleenthede wat sommige van ons as vanselfsprekend aanvaar in 'n geestelike manier. Dis daardie diep liefde en verlange om te dien wat Maranatha se pogings in Kiba vir die afgelope 3 dekades gedryf het. In huise, skole en stampvol aanbiddingsruimtes is mense honger om die evangelie te hoor. Wel gisteraand, toe ons na hierdie inwyding van die huis van gebed gegaan het, wat het jy dit genoem? Huis van lig. Huis van lig, dis reg. Ons het 2 ure later aangekom. Dit het gereën. Mense het net daaraan saamgedrom en gewag. Ons het ingegaan en vinnige beraming gedoen. En daar was amper 500 mense wat in die sitkamer en in die huis van die leraar saamgedrom het. En die rede waarom ons daar was, om 'n gebou toe te wy, maar dit het nie oor 'n gebou gegaan nie. Nee, die gebou is bloot 'n katalisator vir wat in hierdie gebied moet gebeur. Maar jy sal verbaas wees, baie mense, veral in Noord-Amerika, verstaan nie die impak van hierdie gebou nie. Selfs 'n eenvoudige struktuur kan 'n geestelike vuurtoring word wat lewens en gemeenskappe transformeer. Daarom duur die vennootskap tussen Maranatha en die Adventiste kerk in Kiba tot vandag toe voort. Vandag reageer Maranatha steeds op die behoefte aan behoorlike aanbiddingsruimtes en werk saam met plaaslike leiers om huise te koop wat as huiskerke en uitreiksentrums kan dien. Wel Don, ons waardeer regtig wat jy met Maranatha doen. Soos ek graag sê, jy het 'n globale sendingsvisie. Wel, jy weet, dis so voorreg en vir ons is ons net deel van julle. Ons is deel van die kerk wat saamwerk en probeer om dinge te laat gebeur. Want ek bedoel, ons wil almal hemel toe gaan, reg? Ons is almal op die kom van hierdie planeet af plan. Van verkrummelde mure tot oorvol woonkamers, tot heiligdomme vol lof. Die sending in Kiba gaan voort. Dankie aan getroue lede, toegewyde leiers en 'n blywende vennootskap tussen die kerk en Maranatha Volunteers Internasionaal.